Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgelees deur Marlena Nel. Les 7, 8 tot 14 November. Die hoogste loyaliteit, aanbidding in 'n oorlogsone. Sabbatmiddag. Kom ons bid saam. Liewe Vader, ons sê vir U baie dankie vir hierdie nuwe week en hierdie nuwe studie. Ons vra dat U asseblief met ons sal wees en hierdie studie sal seën. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Skrifverwysings vir hierdie week se studie. Josua 5 vers 1 tot 7, Exodus 12 vers 6, 1 Korintiërs 5 vers 7, Josua 8 vers 30 tot 35, Deuteronomium 8 vers 11 en 14, Hebreërs 9 vers 11 en 12. Geheeteks. Matteus 6 vers 33 in die Ou Afrikaanse Bybel lees. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Matteus 6 vers 33, Ou Afrikaanse Bybel. Hierdie week bekyk ons 'n aantal deurslaggewende oomblikke tydens Israel se verblyf in die beloofde land, toe die volk selfs te midde van dreigende gevaar hulle self opnuut aan die Here gewy het. Josua neem 'n aantal oënskynlike onlogiese besluite om die Israeliete in vyandige gebied te laat besny, Josua 5 vers 1 tot 9, om te midde van dreigende gevaar die Pasga te vier, verse 10 tot 12, om 'n altaar te bou en die Here te aanbid terwyl die verowering van Kanaan in volle swang was, hoofstuk 8 vers 30 tot 35. En om die tabernakeltent van die Here op te slaan en dit terwyl 7 van Israel se stamme nog nie hul grondgebied ontvang het nie, hoofstuk 18 vers 1 en 2. Ons lei gejaagde lewens. Al wat gewoonlik aandag kry is die dringende. Die inruim van tyd vir die hernuwing van ons verbintenis tot God, die word dikwels versuim. Ons moet egter tot stilstand kom, ons dankbaarheid aan die Here toon, let op die dinge wat hy reeds vir ons gedoen het en steeds daagliks vir ons doen. Die stilte tye wat ons soggens en saans hou, as ook ons gesamentlike gesinsgodsdiens, blyk heeltemal uit pas met ons oorlaaide, gerief aangedrewe en prestasiegerigte lewens te wees. In ons diepste wese weet ons egter dat daardie tye wat ons saam met God en ons geliefdes deurbring, die beste belegging in hierdie malemele bestaan is. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat 15 November.